Moedersdag. So het vanjaar se Moedersdag gekom en gegaan. Ek het Vrydag reeds 'n pragtige bos blomme van my geliefde gekry. Ek is daarom immers die ma van sy kinders. Dit is 'n pragtstuk in my huis, want met die droogte is blomme uit die tuin maar 'n skaars item, en ek hou van blomme uit my eie tuin. Die Moedersdag feesvieringe sou dan ook sommer hier by ons aan huis wees. Louis beplan nou die spyskaart, en dit geniet hy nogal, want kyk, hy hou van huiskos maak. En as die mense lekker eet, dan streel dit sy siel. Beestert uit Namibië, net so terloops. Ek wil nog altyd 'n ou vriend van ons van Namibië se beestert resep maak met bier. Maar baie jare het geleer dat mens nie op jou man se hand praat as hy kos maak nie. O ja, die spyskaart. Dis nou kapokaartappels, gestoofde vrugte, gemengde ontgebraaide groente en dan die laaste bietjie gevriesde nabas. Dis nou 'n ondergrondse sampioen wat in die reentyd in Namibië voorkom. Beter dalk bekend as truffels. En dis vir ons as gesin baie spesiaal. Nou wat die nagereg aanbetref, het ek gevoel dat ek daarom net hierdie een stuiwer in die armbeers wil gooi. Ek sal 'n gebakte pudding maak. Waarop Louis dan ook onmiddellik antwoord: "Daar's nog dadels in die vrieskas, ek haal sommer uit en dan week ek dit vir jou." Daar is dan nou een bestanddeel van my pudding gekies, en hier rondom sal ek nou maar my resep moet bedink. Nou nie dat ek 'n dadelpudding in gedagte gehad het nie, maar nou ja, dan maak ons maar so. Ag, ek is tog ook lus vir iets anders. En aangesien ons die hele Saterdag baie besig was, besluit ek toe om Sondag 'n bietjie laat te lê en dan sommer my groot leer met resepte deur te werk. Dis immers Moedersdag. Hoewel ek steeds my eie koffie moes maak en myself daarmee moes bederf in die bed, want kyk, ek is die vroegopstaaner. Suzanne met haar kinders het ook hier geslaap, en Louise en Rian toe nog sonder kinders, sowel as ons nou en dan aanneemkind Barend, het ook hier geslaap. Dus sluit ek my af van die geskarrel en druidrugtigheid van die kleintjies in die kombuis. Ek en my resepte leer. Nou toe ek het oopmaak, verskyn daar resepte wat my na 'n ander wêreld neem. Rooi Rose se resepteboekies wat as bylaas saam met die tydskrif gekom het in die vroeë 80er jare. Selfs 'n groot bæreboekie van Sari Maree van die 60er jare, 'n Engelse homestead van 1965, swart en wit. Laasgenoemde moes uit my skoonma se resepte skatkis gekom het. Ek blaai daardeur en die volgende heerlikhede begroet my. Aptytwekkers, piesangs, die goue vrug uit die trope, breedies en oondskottelgeregte, lamsbors concertinas, niertjie in appelstowwe gereg, 101 planne met kaas en nog baie meer. Kyk net die watertandvleisresepte, soetsuur tarentaal, gebraaide tarentaal, en toe ek by die venster uitkyk, loop daar 'n trop van omtrent so 15 tarentale op die lieflikte groen gras van die golfbaan, en ek dink, sou een van hulle dalk gemis word? En so gaan dit aan. Gesmoorde patrys met kool, visante met uiesous, wildsvleisrolletjies met appelvulsel. Ek ontdek weer handgeskrewe resepte van vriendinne, ouma, susters, en ek dink dat ek eintlik nog 'n leeftyd nodig het om al die lekkerte te kan maak. Marita het altyd gesê dat sy saans 'n resepteboek soos 'n storieboek gelees en lees het. Ek wil saamstem, want hierdie Moedersdagoggend het resepte my geneem na tafels waar mense gesellig sit en gesels en lag. Tafels waar jy jou kinders tafelmaniere kon leer, tafels sonder 'n televisie wat blaar in die agtergrond, tafels waar geen selfoon is nie, tafels waar ernstige dinge bespreek word en besluite geneem word, tafels waar die laaste sousies met 'n stukkie brood skoon geskraap word, tafels waar daar nog gebid en gedank word, segen Vader wat wy eet en laat wy nimmer u vergeten. En dan staan niemand op voordat almal nie klaar geëet het nie. Voor spys en drank sê ons u dank. Amen. Dit was my pa se tafelgebed. O ja, die pudding.
Nou kry ek niks met dadels in nie. En ek weet eers het ek 'n resep uitgeskeur van 'n warm winterpudding met dadels. Ek weier om in die moderne kosboeke te gaan soek. Ook nie kokke geniet nie en allermins voel ek lus om 'n resep op internet te gaan soek. Ek wil 'n pudding maak wat uit 'n huisboek kom, waarvan die blaaie reeds vet teruggevat is. En toe kry ek dit. Dit asof my hand gelei was na die regte plekkie waar my resep versteek gelê en wag het, van laas winter af. Ons dek tafel met 'n geblomde tafeldoek buite op die stoep. Ek haal my silwer uit, van die kinders kom vandag en hulle is waardig. Louis se beestert is absoluut die wenner. Ons neem 'n video, want toe is ons Gertjie kind nog in Amerika en ons wil dit vir hom stuur sodat hy kan deel wees van ons samesyn. Ons mis hom. Die pudding, voorwaar die kersie op die koek.